Jy kan vir my so lank jou Bybel vir my oopmaak, daar so in die boek van Hooglied. Hooglied, die boek van Hooglied, in die 2de hoofstuk. As ek vanmôre se boodskap 'n titel kan gee, wil ek dit eintlik vanmôre noem, voor die winter kom. Voor die winter kom. En ek hoop vanmôre gaan dit tot iemand se hart spreek. Nou, kom ons lees dit eers die skrifgedeelte en dan kyk ons na die onderwerp voor die winter kom. Hooglied hoofstuk 2, die boek van Hooglied hoofstuk 2, en ons gaan daar so lees vanaf vers 11 tot en met vers 17. Hooglied hoofstuk 2 vanaf vers 11 tot 17. Want kyk, die winter is verby, die reëntyd is oor. Dit het verby gegaan. Die bloeisels word gesien in die land, die sangtyd het aangebreek en die tortelduif laat sy stem hoor in ons land. Die vyeboom laat sy voorvye uitswel en die wingerdstokke wat bloei versprei geur. Staan op my vriendin, my skone, kom dan tog. My duif in die rotsklowe, in die skuilplek by die kraans, laat my u gedaante sien, laat my u stem hoor, want die stem is soet en die gedaante is lieflik. Vang julle vir ons die jakkalse, die klein jakkalse wat die wingerde verniel, want ons wingerde staan in die bloei. My beminde is myne en ek is syne, wat herder is onder die lelies, totdat die aandwind waai en die skaduwees vlug. Kom aan my beminde, maak soos die gemsbok of soos die jong takbok op die berge van skeiding. En die skrifgedeelte waarop ek wil fokus môre is, kyk, die winter is verby, die reëntyd is oor, dit het verby gegaan. Die bloeisels word gesien in die land, die sangtyd het aangebreek en die tortelduif laat sy stem hoor in ons land. Maar ek wil vanmôre met ons oor hierdie gedeelte praat voor die winter kom. Nou hier sien ons waar die lentetyd aanbreek en die winter het verby gegaan. En ons weet dat Hooglied 2 beskryf die koms van Jesus, beskryf wanneer Jesus gaan kom om sy bruid te kom haal. En dit is so typologies van die wegraping ook. En dit praat van wanneer Jesus gaan kom, dit gaan na 'n wintertyd wees. En dan gaan die lente aanbreek en Jesus gaan hier wees. Maar vanmôre wil ek oor hierdie gedagte gesels, voor die winter kom. Voor die winter kom. Nou, ek weet nie of julle die laaste ruk die nuus dopgehou het nie, veral die laaste week. En ek wil nou nie vanmôre daaroor praat nie, maar dit is net iets wat eintlik wat my al die hele week al by my bly, en as jy die media oopmaak, dan sien jy dit, en dit is die geval daar in Amerika, waar hulle die sluipmoord was op Charlie Kirk. En iets wat vir my baie uitgestaan het van dit alles, rondom hierdie hele gebeure, is nie net in Amerika nie, maar ook in Suid-Afrika, en reg oor die wêreld sien ons hoe dinge is besig om te begin draai in die gees. En op 'n negatiewe manier, en die wêreld verwag hierdie groot herlewing. Maar ons sien iets anders begin afspeel. En Hooglied gebruik hierdie beeld van seisoene. Die winter wat verbygaan, die somer van nuwe lewe wat aanbreek, en as ons die Bybel eintlik lees, dan sien ons dat voordat die somer kom, voor die lente kom, is daar eers 'n winter, en ons sien dit in die seisoene. En so ook met die koms van Jesus, kry ons hierdie beeld dat voor die lente gaan kom daar 'n winter. En die wêreld verwag dat daar hierdie groot herlewing gaan uitbreek. Maar eintlik wys die Bybel vir ons, daar kom 'n winter. Wat eintlik nie 'n herlewing is nie, wat eintlik praat van 'n geestelike winter.
En dit is, kan ons sien, en ek gaan vir julle skrif hier voorgee, 2 Tessalonisense 2, 'n welbekende gedeelte. Al die skrif wat ek vandag vir julle gaan gee, is skrif wat julle ken. Ek preek al jare oor hierdie skrif, maar hoor vanmôre raak wat ek vanmôre gaan sê. In 2 Tessalonisense 2 vanaf vers 3 tot en met vers 8, gee Paulus vir ons 'n beskrywing van die gebeure voor die wegraping. Hy sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want hoor wat sê hy, want eers moet die afval kom. En die mens van sonde geopenbaar word. So hy sê, sonde gaan geopenbaar word. Dan gaan 'n afvalligheid kom. En dan sê hy, dan die seun van die verderf. Dan die antichrist wat gaan kom. Die teenstander van al wat God genoem word, 'n voorwerp van aanbidding is, dat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek het vir julle altyd gesê toe ek nog by julle was nie. Nou julle weet op Matteus dat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, nie totdat hy wat nou te hou uit die weg geruim is. Dan sal die ongeregtigheid geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niets sal maak. So daar kom 'n groot afvalligheid in die mensdom en nie 'n groot wêreldwye herlewing soos wat baie predikers sal preek nie. En voordat Jesus sy bruid gaan wegneem, sê dit vir ons duidelik, kom daar 'n afval. Nou daai woordjie het 'n tweeledige betekenis. Afval het 'n tweeledige betekenis. Dit beteken eerstens die afvalligheid in die mensdom en die sonde wat openbaar gemaak word en afvalligheid in die kerk en afval beteken afvalligheid, wegdraai van Jesus af, wegdraai van die evangelie af, gaan teen alles wat God voorstaan. Dis wat afvalligheid beteken. En dit beteken die mense se liefde vir die Here gaan verkoel. En die wêreld gaan donkerder word. Dit gaan nie beter word nie. Dit gaan moeiliker raak. En baie mense gaan hulle geloof prysgee. Hoor wat ek sê? Baie mense, nie verloor nie, gaan hulle geloof prysgee. Hulle gaan hulle geloof opgee. En weer eens sê die woord van die Here vir ons, 2 Timoteus 3, daar vanaf vers 1 tot en met vers 5. Ek lees dit vir julle, 2 Timoteus 3 vanaf vers 1 tot 5, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaard, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid, maar die krag daarvan verloon het. Kom ons kyk gou 'n bietjie in vandag se tyd. Is daar mense wat liefhebbers van hulle self is? Geldgierig is? Grootpraters? Trotsaards? Lasteraars? Ongehoorsaam aan hulle ouers? Kom ons gaan kyk verder. Ondankbaar, onheilig, sien ons dit? Sien ons sonder natuurlike liefde? Weet jy wat beteken dit? Onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, sien ons dit? Roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Hoe baie vandag sien ons mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan is verloon. Jesus waarsku daaroor in Matteus 24. Aan Matteus 24 vers 11 tot en met vers 14 sê Jesus die volgende woorde: baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. Hoor iets wat hy sê? Baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. Weet julle wat is vir my die interessante ding wat ek in die kerke wêreld beleef? Wat ek sien dit op social media, ek sien dit oralste. Hoe vals profete openlik sal vals preek en mense sal hulle verdedig. En wanneer daardie persoon, hoe kan ek vir jou sê, die mense word 'n aanhanger van 'n mens. En wanneer daardie persoon nie homself wil regverdig oor wat hy sê,
En mense erken wat hy sê is vals. Ag, maar weet jy wat? Ons oordeel jou nie. Weet jy wat? Die mense wat so teen jou praat, wat jou so aanvat, hulle is so. Die Bybel sê vir ons, as iemand verwaand is, en 'n woord in die naam van die Here spreek, wat die Here hom nie gegee het en beveel het om te spreek nie. Hy sê, daai ou is 'n valse profeet, hy's 'n laster, hy's verwaand, hy's 'n groot prater, hy's eintlik 'n vyand van God. Hy sê, julle moet vir hom nie bang wees nie. Jy moenie jou mond vir hom hou nie. Die Bybel sê vir ons in Timoteus, gaan kyk die struktuur wat God ingestel het, as dit kom by die leraars van vandag. Maak 'n bietjie julle Bybel oop daar in Timoteus. Ek wil bietjie vir baie mense vandag sê, as jy die Bybel gaan lees, gaan jy baie kwaad word. Weet jy wat is my interessant, en ek wil nou nie oor hom praat nie, maar wat my interessant is van Charlie Kirk, hy het die Bybel gepreek, en daarvoor is hy doodgemaak. Omdat hy net gesê het, wat die woord sê, hy het nie sy eie teologie verkondig nie. Dit staan so geskryf in die woord, dis hoe God dit ingestel het, en wat gebeur? Dis hoe kom hy uitgehaal is. En ek gaan vir jou nou vandag sê, mense moet 'n wake-up call kry. Mense, gaan dan na 1 Timoteus 3 toe. Kom ons kyk na die ampe in die kerk vandag. 'n Opsienersamp, ek gaan net 'n voorbeeld gee, 'n opsienersamp, dis jou pastoor, dis jou ouderlinge, dis jou diakens, dit is jou kerkraad, dis die mense in leierskap vir die kerk, dis selfs die oom en die tannie wat die kerk wil skoonmaak. Want kyk, daar's mos, in die kerk is daar mos hierdie ding deesdae mos, hierdie woord is net van toepassing op die predikers. Die kerklede kan maar leef soos wat hulle wil, maar die predikers, kyk, as hy net een dingetjie verkeerd, dan word hy uitgehaal. Het jy geweet, catch a wake up, what counts for me counts for you. Ons het almal 'n verantwoordelikheid teenoor Christus. As jy, kom ons gaan 'n voorbeeld vat, kom ons kyk vandag in die kerke. Hoe gaan dit vandag in baie kerke? Kom ons kyk gou hierna. 1 Timoteus 3. Ons lees dan vanaf vers 1. Dit is 'n betroubare woord, as iemand na 'n opsienersamp verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. Hy sê 'n opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou. Kom ons stop dit gou daar. Die man van een vrou. Ek gaan nie eens uitbrei op dit nie. Nugter. Kon nie vir preker staan vanmôre met 'n babbelas op 'n preekstoel. En hy dink nie eers nugter nie. Ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig. Geen drinker. Dominee, met jou bazaar se biertuin, se wynveiling, geen drinker. Ek sou dit my rooi wyntjie nie, ek drink maar nie dronk. Die Bybel sê geen drinker. Weet julle hoeveel worship leiers en hoeveel in die worship leiers vandag in die kerke wat vanmôre op in 'n kerk staan en hulle lei die aanbidding, was gisterand by 'n Jannieslaan vir paai deur die ceiling en vanmôre wil hulle handjies ophef na die Here toe. Saterdag is dit sokkie bokkie, ek lei jou klokkie. En vanmôre is dit, prys die Here by blye galme. Geen vegter, geen vuil gewinssoeker nie, maar vriendelik, geen strydlustige, geen geldgierige nie. Een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid en onderdanigheid hou.
Kyk vers 7, hy moet ook 'n goeie getuienis hê van die buitestanders, sodat hy nie in veragting en in die struik van die duiwel val nie. Hoe lyk sy getuienis in die wêreld? Weet julle wat die probleem geword het vandag in die kerk? Dit het 'n vleeslike storie geword. Nie meer volgens God se woord nie. As hy praat van 'n opsieners aan, ek wil vir die predikante vandag vra, gaan kyk 'n bietjie na jou kerkraad, gaan kyk 'n bietjie na jou ouderlinge, gaan kyk 'n bietjie na jou diakens, gaan kyk 'n bietjie na die mense wat dien, wat in leierskap is. Toets dit aan die woord. Gaan wonder die wêreld val uit mekaar uit nie. Dan verdedig mense, as die Bybel sê, baie valse profete, Jesus sê, baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat, kykie, die ongeregtigheid vermeerder word, sal daar kom 'n afvalligheid, sal die liefde van die meeste verkoel. Waaroor gaan dit? Die liefde vir God sal verkoel en 'n liefde vir die wêreld sal opvlam. Die liefde vir die dinge van die wêreld sal opvlam. Dis waarteen die woord waarsku. Dan sê hy, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Maar hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. Wil jy Jesus moet kom, gaan verkondig die evangelie. Jy sien, soos die natuur, as ons kyk na die natuur wat in hierdie gedeelte sit van Hooglied, kyk ons na die winter. Dit lyk val, dit lyk dood. Winter is nie vir my 'n mooi seisoen nie. Kyk in Europa waar dit sneeu en die berge is wit, dis pragtig, dis mooi. Maar alles is dood, alles is kaal, alles is, dit is so, en weet, en dis die vergelyking wat die wêreld tref, so, wat die Bybel tref vir die wêreld, soos in die wêreld wees, daar sal koue harte wees. Daar sal 'n lou warm geloof wees, daar sal donker nagte wees. Ja, agter kom in die winter en hoe donker is die nag. Daar gaan baie min lig wees. Die dae is korter. En nou in konteks met wat ek oor praat vanmôre, sê Jesus hierdie woorde in Matteus 24. Daar so in vers 20 tot en met vers 28. Matteus 24 vers 20 tot 28 sê hy, en bid. Hoor dat hy so sê, hy praat met Israel, maar ek praat van in konteks met vanmôre se boodskap. Ek praat oor voor die winter kom. Sê Jesus vir hulle iets, hy sê, bid dat julle vlug nie in die winter, of op die Sabbat, mag plaasvind nie. Hy sê, want daar sal groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe gewees het, en nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was, sal geen vlees gered word nie, maar terwille van die uitverkore sal daardie dae verkort word. As iemand dan vir julle sê, kyk hier is die Christus of daar, moet dit nie glo nie. Want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen, om as dit moontlik was ook die uitverkorenes te mislei. Kyk, ek het dit vir julle vooruit gesê, as hulle dan vir julle sê, kyk, hy is in die woestyn, moet nie uitgaan nie, kyk, hy is in die binnekamer, moet dit nie glo nie, want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Maar ek wil hierdie gedeelte gebruik wat hy hierso sê in konteks met vanmôre se boodskap, bid dat julle vlug nie in die winter mag wees nie. Nou kyk, een ding is verseker, die wegraping is 'n sekerheid. Dit gaan gebeur. It's gonna happen. Jesus het dit self gesê. En die skrif laat geen twyfel dat daar 'n wegraping gaan wees nie. Jesus gaan weer kom. Sy eie woorde het hy dit gesê. Johannes 14 vers 2 en 3, eintlik van vers 2 tot en met vers 4. Hy sê daar so in vers 2, in die huis van my Vader is daar baie wonings. Hy sê, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. So hy sê vir ek praat nie nou met julle in gelykenis of beeldspraak nie. Ek vertel julle die waarheid. Hy sê, en as ek gegaan en vir julle plek berei, kom ek weer en sal julle toe na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. As Jesus dit gesê het, ek glo hom. Die wegraping gaan sekerlik gebeur. Dit is 'n gebeurtenis wat gaan plaasvind. Maar ons weet nie wanneer nie. Maar die wegraping gaan skielik en onverwags kom. En die Bybel sê soos, dit is soos 'n dief in die nag. In 1 Tessalonisense 5 vers 2, julle moet eintlik 'n bietjie 1 Tessalonisense 5 gelees. Hy sê, want julle, dan vers 2, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom, net soos
'n dief in die nag. Jy weet nie wanneer 'n dief gaan inbreek nie. Hy kom skielik. Net soos daai eerste koue winterwind wat jou vang. Jy weet, vandag is dit nog warm en dan ewe skielik die seisoen draai, môreoggend staan jy op en dan is dit net winter. Weet jy of jy dit al so beleef het nie? Hierdie jaar was al baie sulke dae. En weet jy wat? Die wegraping gaan onverwags kom. En net, sê die Bybel vir ons, soos dat dit was in die dae van Noag, so sal dit ook wees met die koms van die seun van die mens. As ons kyk ook in die dae van Noag, toe hulle die ark gegaan, mag op my opdaag in Genesis 7, terwyl ek met julle praat, Genesis 7. Daar's baie dinge wat in die dae van Noag gebeur het, wat ek nie daaroor gaan praat nie. Maar die wegraping gaan skielik kom en mense gaan dit nie verwag nie. Daar word gewaarsku, daar word gepraat, daar word gesê, daar word vermaan, daar word klem daarop gelê, daar word gesê, maak jou lewe reg, maar mense luister nie. En dan een dag gaan dit net gebeur, dat daar iets gaan gebeur. En net soos wat gebeur het in die dae van Noag. In Genesis 7, daar vanaf vers 14, Genesis 7 vanaf vers 4, sê hulle en al die wilde diere volgens hulle soorte, en al die vee volgens hulle soorte, en al die diere wat op die aarde kruip, volgens hulle soorte, en al die voëls volgens hulle soorte, voëls van allerlei vere. Hulle toe nou so na die aarde toe gegaan, hè. Vers 15, van al die vlees wat daar 'n lewensgees in was, het 2 na Noag in die ark gegaan, en die wat ingaan, het ingegaan mannetjie en wyfie van alle vlees, soos God hom beveel het, en die Here het agter hom toegesluit. Let op daarna. Die Here het die deur toegesluit. Nie Noag nie. Daai dag kom wat niemand ken nie. Die dag en die uur wat niemand ken nie die engele van die hemel en nie die seun nie, maar net die Vader alleen. Die Here het aan Noag bekend gemaak, het gaan kom reën. Maar die ark is toegesluit die dag toe God dit bepaal het. En wat interessant is, God sluit daai deur. En daar gaan 'n dag kom, waar die Here ook die deur vir my en vir jou hier gaan sluit. En dis die dag van die wegraping. Jy sien, want God het 'n tyd gegee. Die Bybel sê vir ons, waar hy 'n volk uit die heidene vir sy naam wil aanneem. Maar daai dag gaan kom. En ons leef nou in die genade tyd. Ons leef nou in die tyd wat ons gereedheid moet wees. Maar daar gaan 'n dag kom waar die ark se deur gesluit gaan word. Wat is die ark? Die genade van Jesus Christus. Die kruis, die woord van die kruis, die evangelie. En met die wegraping stop die tyd van die heidene, stop die genade tyd op hierdie aarde. Maar voordat die deur gesluit word, kom daar 'n wintertyd. Jy sien, die lentetyd is wanneer God ons gaan, die ark se deur gaan sluit, waar Jesus gaan kom ons toe kom haal, maar daar kom 'n wintertyd. En hoekom sê Jesus, bid, dat julle vlug nie in die winter sal wees nie. Bid, dat dit nie in die winter gebeur nie. Nou, hy het hierso van Israel gepraat. As jy weet, in Israel in die wintertyd het sneeu en dit is koud en dit is vloede, het water en allerlei goeders. Maar as ons hierdie bietjie vergeestelik nou, en ons sien dit in 'n geestelike lig, en ons praat van die geestelike winter, bid dat jou vlug nie in die winter gaan wees nie, bid dat die wegraping nie in die wintertyd moet plaasvind nie. Wat beteken 'n geestelike winter? Punt nommer 1 is, 'n geestelike winter is nie buitekant jou nie, maar binne jou. Kyk, die Bybel praat van dat daar gaan 'n afvalligheid kom. Maar die geestelike winter waarvan hy praat is binne jou. Jou gees, jou siel. Dat daar nie 'n winter in jou is nie. Want dit is soos 'n boom sonder blare, kaal en koud. En dis soos 'n lamp wat die Bybel sê sonder olie. Matteus 25 wat hy praat van die maagde met die lampe.
Dit is wat 'n geestelike winter is. Dis soos 'n kaggel wat nie 'n vuur het nie. Daar's koue klippe. Dis al wat dit is. Maar dit is nie warm nie. Daar's geen warmte nie, daar's geen hitte nie. Dis wat 'n geestelike winter beteken. Hy sê voordat die lente kom die winter. Daar gaan 'n afvalligheid wees in die mense om afraak, maar hy sê bid dat julle vlug nie in die winter sal wees nie. Jy sien, net soos daar 'n winter in die wêreld gaan aanbreek, gaan daai winter kinders van die Here beïnvloed. En kinders van die Here gaan beïnvloed word om geestelik ook te verwinter, as ek dit so noem. Hulle gaan begin verkoud teenoor die Here. Hulle gaan begin afvallig raak van die Here. Hulle gaan begin wegstap van die Here af. Hulle liefde vir die Here gaan verkoel. Hulle die liefde vir die wêreld gaan vermeerder. En wat sê hy daar in Openbaring 3 vers 15 en 16? Openbaring 3 vers 15 en 16. Kyk, ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie, maar ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm, en nou omdat jy lou is, nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Jy sien, dis die toestand van die laaste dae. Dis 'n afvalligheid van die geloof. Net soos hy gesê het, gaan gebeur in 2 Tessalonisense 2. Daar gaan 'n afval kom. En onder kinders van die Here gaan daar ook wintertye aanbreek. Veral in die einde van die tyd gaan jou geloof tot op die uiterste beproef word. Daar gaan mense wees wat gaan spot oor die koms van die Here. Wat valse datums gaan profeteer. Wat is hy anders as 'n spotter? Hulle maak die boodskap goedkoop. Ek sê dit sommer reguit. En mense hang sulke predikers aan. Daai ou hoort nie meer agter 'n kansel nie. Daar gaan spotters kom. Hoeveel mense vandag glo nie meer in die wegraping nie? Ek kry op 'n daaglikse basis met soveel mense te doen wat oor die wegraping stry. Wat dit ignoreer. Wat allerlei verskoningetjies het. Daarom begin twyfel. Op die einde van die dag, wat gebeur? Mense verkoud. Dis wat die Bybel sê, daar gaan spotters kom. Mense gaan hulle ore draai van die waarheid af. Gaan valse evangelies begin glo. Gaan die woord verontagsaam, gaan valse prediking begin aanhang. Ek wil vir jou sê, in die Christendom is dit skrikwekkend om te beleef hoe mense van die geloof afvallig raak, hoe hulle eers betyds die pad reg gestap het en vandag hang hulle verleidende geeste aan. Het hulle allerhande boodskappe behalwe die boodskap van die kruis. En dis wat 2 Timoteus 4 ons waarsku. 2 Timoteus 4 waarsku ons, daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer sal verdra, in Psalm vers 3. Maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle meer te leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. Jy sien, hulle gaan wil hoor wat hulle wil hoor. Dis 'n ding van gaan wandel volgens die woord nie. As iets volgens die woord is, dan gaan hulle jou afsê, jy weet nie waarvan jy praat nie. Want hulle gaan nie die predikers versamel wat hulle wil hoor, wat sal hulle vertel wat hulle glo. Dis ongelukkig die realiteit. By die oomblik wanneer jy die woord van die waarheid bring na hulle toe, word dit verontagsaam. Hulle sal hulle oor afkeer van die waarheid, hulle sal wen tot fabels, sê die woord van die Here. Dis die afvalligheid in die mensdom wat ons sien. Dis die afvalligheid in die geloof wat ons sien. Sê die Here, bid dat julle vlug nie in die winter sal wees nie.
Jy moet so bid dat jy nie in daai winter vasgevang word nie. As hy gaan kom en jy is in daai winter, mis jy die deur. Jy sien, die winter is 'n tyd van moeite. Weet nie van julle nie, maar in die winter is dit baie swaar om te beweeg. Veral in die oggend as jy moet opstaan. Net so raak 'n koue siel baie traag. As daar 'n winter in jou gees is daar ook 'n traagheid in jou gees. Jy sien, jy begin die Here te af te skeep. Jy begin tyd saam met die Here af te skeep, weg te wys. Jy begin te verkoud teenoor die dinge van die Here. Jy is nie meer so ywerig nie. Jy sien, het jy al gesien in die winter, ek weet nie van julle nie, maar diere wat hiberneer in die winter. Hulle let nie op wat om hulle gebeur nie, hulle slaap. Die wêreld kan om my ding vergaan, hy worry nie. En dit is nogal interessant. Dis hoe baie kinders van die Here is wat geestelike winter in hulle lewe het. Die bomme kan om hulle afgaan, die tekens kan om hulle wees. Hulle slaap. Hulle sien dit nie raak nie, hulle hoor dit nie eers nie. Jy sien, want in die winter is die lig baie kort en die nag is baie lank. En net so leef die wêreld in geestelike duisternis. En weet jy wat, die mens val baie maklik in sonde. Ek kom agter ewe skielik in daai geestelike winter, dit is maklik om in die pad van die weg van die sonde, weet jy. Dit waarmee jy gebreek het, is maklik vir jou om daarin terug te val. En dit is moeiliker om in die sonde te breek. Dit is moeiliker om weer warm te word. Jy sien, want in die winter doof daai vurigheid en daai ywer vir die Here uit. En mense verloor hulle geestelike ywer vir die Here. Jy sien meer lus vir die dinge van die Here nie. Weet jy wat is vir my hartseer? Is hoe mense nie besef die gevaar wat hulle eintlik hulle self inplaas nie. Jesus waarsku sê bid dat jy vlug nie in die winter moet wees nie. Want van daai dag en uur weet niemand, nie die engele nie, nie die see nie, net my Vader alleen. Hy weet wanneer hy die ark se deur gaan sluit. Net hy alleen. Bid dat dit nie in die winter gebeur nie. Jy sit miskien dalk vandag in 'n geestelike winter, ek wil vir jou sê, hy sê eintlik vir jou, catch a wake up. Moenie in jou winter uitgevang word nie. Jy dink die lente kom, nog voor jy oogies fees, daai deur gesluit. Romeine 13, gaan gou vir soontoe. Ek wil vir jou sê, wanneer daai deur gesluit gaan word, weet niemand nie. Jy gaan nog besig wees met jou sonde, jy gaan nog aan die slaap wees, jy gaan nog verkoud wees teenoor Jesus, dan gaan hy bassein blaas. Jy gaan nog besig wees met false teachings, jy gaan nog dink jy's godsdienstig, jy gaan nog poer, jy gaan nog kerk, dan is Jesus hier. Weet jy, kom ons wees eerlik, almal van julle wat hier sit, wie as ek vanmôre vir jou sê, ons leef nie in die laaste dae nie, wie van julle gaan vir my sê, Henko, ek stem saam met jou? Julle almal sê vir my, so julle almal bevestig en sê, ons is voor die koms van Jesus. Waarom leef mense in 'n geestelike winter as hulle die tekens kan onderskei? Dis die scary ding. Dis daai ding van jy hiberneer. Jy hiberneer, jy is nie bewus wat om jou aangaan nie. Jy weet wat om jou aangaan, maar jy snap dit nie. Romeine 13 vers 10 tot en met vers 14. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie, daarom is die liefde die vervulling van die wet.
En dit te meer omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is, om uit die slaap wakker te word, want die saligheid is nou nader by ons, as toe ons gelowig geword het. Die nag het ver gevorder, en dit is amper lig. Dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Laat ons wel gevoeglik wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap nie, nie in ontuig en ongebondenheid nie, nie in twis en nydigheid nie, maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Mense moet uit die slaap uit wakker word. Ek wil vir jou sê, as jy wag tot na die winter om reg te wil maak, wil ek vir jou sê, is dit te laat. Dan is dit te laat. Weet jy wat is die ding is? Ek wil jy gou iets verstaan. Ons leef nou in goedsgunstige tye. Ons leef nou in 'n tyd waar jy heiliglik nog vryheid van godsdiens het. Ons leef nou in 'n tyd waar jy kan kerk toe kom en die woord hoor, unfiltered, uncensored, soos wat dit is. Jy leef nou nog in 'n tyd waar die evangelie wettig is om uit te dra. Jy leef nou in 'n tyd waar jy op jou foon kan gaan, jy kan op YouTube ingaan, vir almal daar buite gaan daar so op my kanaal op YouTube, gaan subscribe so daar, ek kry nie geld van YouTube af nie, ek wil dit sommer hier openlik gou vir mense sê. Want ek kry al baie keer as hy ding, hulle ding maak mos YouTube vir geld. Luister nie, my kanaal is nie gemonetiseer nie. Bedoelende, ek word nie betaal van YouTube of van Facebook of van hierdie ouens af nie. My kanale is gratis. Vir jou, vir my, ek doen dit, ek plaas al my video's daarop. Ek wil nie hê betaling hê van hulle af nie. Ek stel nie belang in betaling van YouTube af nie. Ek stel nie belang in hoeveel views ek kry nie. Ek stel nie belang in hoeveel likes ek kry of hoeveel mense ek please of hoeveel subscribers daar is nie, want dit is wat alles tel. Maar wat ek vir jou wil sê is, daai is 'n platform wat ek gebruik om die evangelie te deel terwyl ons nog tyd het om dit te doen voor die winter aanbreek. Ek praat vanmôre voor die winter kom. Kan ek vir jou vertel, ek kan baie geld maak van YouTube af as ek wil. Kan ek vir iets vertel, dit is nie waar dit vir my gaan nie. My kanaal is nie gemonetiseer nie. Want as my kanaal begin, in elk geval, as ek my kanaal monetiseer, weet jy wat gaan hulle doen? Dan sensor hulle elke video. So by the way. Daarom sal ek sal nie kompromeer met die woord van die Here vir geld nie. So vir almal wat dink ek sê vir jou gaan subscribe ek en al meer viewers te kry, catch a wake up. Ek gaan vir jou sê wat is die waarheid. My channel is nie gemonetiseer nie. Ek doen dit om die evangelie uit te dra. Ek doen dit om die woord van die Here beskikbaar te stel. Hoor vandag wat ek vir jou sê, die winter is op pad. Die winter is op pad. Berei jou voor nou, terwyl daar nog tyd is. Terwyl dit nog somer is, berei jouself voor. Kom uit die slaap uit en word wakker. Want voordat jy, dis hoekom Jesus sê, bid dat julle vlug nie in die winter sal wees nie. Want baie mense gaan aan die slaap gevang word. Baie mense gaan onvoorbereid wees. Baie mense gaan verkoud wees, gaan verkoel wees. Jy mag dalk nou verkoud en verkoel wees, word wakker. Weet jy, Spreuke 20 vers 4, ek gaan dit sommer vir julle lees. Daar's twee gedeeltes in Spreuke wat praat. Spreuke 20 vers 4. Hy sê, in die herfs ploeg die luiaard nie. En verlang hy iets in die oestyd, dan is daar niks. Hoor jy wat die Bybel sê? In die herfs ploeg die luiaard nie. En verlang hy na iets in die oestyd, dan is daar niks nie. Jy sien, as jy jou nie nou gaan voorberei in die somer nie, in daai wintertyd, as die winter kom, het jy niks nie.
As jy nie nou gaan voorberei, as jy nie nou eers die Here kan dien in gunstige tye nie, hoe dink jy gaan jy dit doen in 'n wintertyd? Hoe dink jy gaan jy dit doen wanneer jy nie meer die waarheid sal kan hoor nie, wanneer jy nie meer die evangelie sal kan hoor nie, wanneer jy nie meer toegang het tot wat jy nou het nie? Weet jy wat, ek gaan vir jou sê, weet jy, as my hartseer en ek sien dit, die kerke loop leeg, Sondag op Sondag is die kerke leeg, dis nou nog die gunstige tyd. Wat was die eerste plek wat hulle gesluit het? Die kerk. En hoeveel mense het in daai wintertyd hulle geloof verloor? Hoe baie mense het in daai tyd van die geloof afvallig geraak? Hoe baie mense het in daardie tyd verkoud teenoor die Here, het verdwaald geraak, het van die pad afgeraak? Weet julle wat? Ons sien nou nog die gevolg daarvan. Ons sien nou nog die gevolg daarvan. Moenie vir my sê, ag Henko, jy weet jy hoef nie praat nie. I've got the facts to prove it. Maar daar gaan 'n dag kom, waar daar nie meer uitstel gaan wees nie. Daar is baie lande in die wêreld vandag al, hierso wat ons nou hier sit, waar Christendom eintlik obsolet is. Daar is nie meer godsdienst nie. Daar is nie eers meer 'n Bybel in daai lande nie. Weet jy hoe erg is dit in China? Ons Bybels word in China geprint. Maar weet jy hoe erg is dit daarso? Hy kan nie na 'n winkel toe loop en net 'n Bybel koop nie. As hy gevang word met 'n Bybel so openlik, word hy in die tronk gegooi of kry hy die doodstraf. Hier het ons 'n gunstige tyd. Ons praat van China, weet jy wat, gaan kyk as dit in Europa. En dit is baie vinnig besig om te gebeur. Kan ek vir jou sê, dit gaan vinniger gebeur as wat jy besef. Die Bybel sê, in die jaar sploeg die leiaard en verlang hy iets, in die oestyd is daar niks. Spreuke 6 vers 6 en vers 8. Van 6 tot 8. Spreuke 6 van vers 6 tot 8. Hy sê, ga na die muur leiaard, kyk na sy weë en word wys. Hy wat geen aanvoerder, opsigter of heerser het nie, hy maak sy brood klaar in die somer, bære sy voedsel weg in die oestyd. Terwyl dit somer is, maak hy reg vir die winter. Weet julle wat het ek agtergekom in COVID-tyd? Die mense wat werklik waar 'n pad by die Here gestap het, wat werklik waar die Here gesoek het, hulle het deurgegaan. Die Here het hulle deurgedra. Maar die wat gespeel het, die wat lou was, die wat aan die slaap was, die wat kerk het, waar is hulle vandag? Dit is hartseer, dit breek my hart. But dis die woord. Dis die realiteit van dit, die Bybel waarsku ons. Jy sien, die tyd van voorbereiding is nou. 2 Korintiërs 6 vers 2, ek geef julle baie skrif vandag, 2 Korintiërs 6 vers 2, want hy sê, in die tyd van die welbehae het ek jou verhoor, en in die dag van die heil het ek jou gehelp. Kyk, nou is dit die tyd van die welbehae, kyk, nou is die dag van heil. Nie môre nie, nou. Maak nou reg, nie môre nie. Moenie wag vir môre nie. Weet jy wat, vanaand kan 'n briefie gesign word en môre is dit te laat. Ons het nog een aand nog gesit en ons het nog die dag by die werk en ons nog eendag die volgende dag toes alles toe. In een aand se tyd verander ons hele lewe. Moenie vir my kom vertel dit kan nie gebeur nie. Ek meen, ons wil vir jou sê, daai is alles oefensessies gewees. Die regte winter is nog op pad. Maar hoe berei jy voor? Hoe gaan jy voorberei vir hierdie winter? Punt nommer 1 is bekeer jou hart. Bekeer jou hart. As jy koud geword het, as jy verkoud het, as jy as jy gelou geword het, as jy aan die slaap is, bekeer jou. Breek met jou sonde. Die Here sê vir ons Handelinge 3 vers 19. Kom dan nou tot inkeer en bekeer julle sodat julle sondes uitgewis kan word en die tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. Bekeer jou hart. Kom terug na die Here toe. Weet jy wat is bekering? Jy staan op en jy draai terug na die Here toe. Jy maak 'n doelbewuste keuse. Here, ek gaan uit hierdie slaap uit wakker word. Ja, maar dis moeilik, Henko. Ek kan nie tot bekering kom. Jy lieg, jy wil nie.
Jy moet 'n wilsbesluit maak. Wil jy die Here dien of wil jy nie? En dan tweedens is soek die Heilige Gees se vuur. Nie vals vuur nie, nie mensgemaakte vuur nie. Nie 'n vuurtjie wat deur 'n prediker aangesteek is nie. Gaan soek die Heilige Gees se vuur. Die Bybel sê vir ons Lukas 11, daar in vers 11 tot en met vers 13, watter vader onder julle sal sy seun brood vra en hy sal hom 'n klip gee of 'n vis, en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee, ook of sy eier vra om 'n skorpioen gee. As julle wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Vra vir die Here, Heilige Gees kom lei my, kom vul my, kom maak my wakker, Heilige Gees kom praat met my, kom maak my vurig, kom steek my weer aan die brand, Here oortuig my, lei my, help my. En weet jy wat, dan moet jy gehoorsaam raak aan die Heilige Gees, wees gehoorsaam. Dit help nie dat jy vra, Heilige Gees lei my, maar as hy jou wil lei, dan maak jy hom stil nie. Leef waaksaam en let op jou lewenswandel. Maak God weer jou prioriteit. God moet 'n prioriteit wees in jou lewe, nie 'n liability nie, hy moet 'n prioriteit wees. God moet nie in die kattebak wees of in die spaarwielkompartement nie. Hy moet prioriteit wees. Hy moet die drywer van jou voertuig wees. Hy moet die koning van jou lewe wees. Hy moet God in jou huis wees. Hy moet die koning van jou huis wees. Jy moet submit. Wat sê hy waarsku vir ons Lukas 21 waar Jesus praat van alles wat in die groot verdrukking gebeur. Kom dan in vers 36 en hy sê waak dan, bid altyd deur sodat jy waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun vir die mens te staan. Hou jou lamp vol olie. Wat is dit? Wees gehoorsaam aan die Heilige Gees. Ons het die Heilige Gees nou meer nodig as ooit tevore. Wat sê die woorde vir ons daar so in Judas? Judas het net een hoofstuk, daar vers 20 tot en met vers 25. Julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. Hoor dit sê, julle moet julle opbou in julle geloof. Wat beteken jy moet jouself opbou in die geloof? Jy gaan die effort moet insit. Jy gaan moet Bybelstudie doen, jy gaan moet tyd saam met die Here spandeer, jy moet in jou binnekamer 'n verhouding met die Here hê, jy moet die Here begin soek. Hy sê, en julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. En aan sommige wat twyfel, moet julle met barmhartigheid bewys, maar ander moet julle met vrees red, deur hulle uit die vuur te ruk. Ook die kleed moet julle haat, wat deur die sonde bevlek is. Aan hom wat nou magtig is om julle van struikeling te bewaar, en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe die heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid. En jy moet jou geloof geanker hou in die volbringde werk van Jesus. Aan die evangelie, nie aan allerhande goeders nie. Soek eers die koninkryk van God, sy geregtigheid en al die dinge sal vir jou bygevoeg word. Hou jou geloof geanker en gevestig op die volbringde werk van Jesus. Die woord van die kruis. Nie ander tierlantynkies nie. Ek gaan vir jou sê, daai tierlantynkies vat jou fokus weg. Jy mis uit. Maar weet jy wat is die awesome ding? Dat God is so getrou. God is so goed. Selfs as jy selfs nou in 'n jouself bevind in 'n wintertyd, in 'n geestelike winter, al het jy nou al 'n bietjie begin hiberneer, al voel jy nou al 'n bietjie koud in jou siel en jy is 'n bietjie verkoud. Weet jy, prys die Here, die woord van die Here sê vir ons in daar in Jesaja 1 vers 18. Kom, laat ons die saak uitmaak. Kom. Hy is so getrou dat selfs dan sê hy vir jou kom. Al was jy so rooi soos skarlaken, jou sonde sal wit was so sneeu, al was dit so rooi soos purper, dit sal wit word soos wol. God is getrou. Weet jy wat God kan? Ja, hy koue hart weer laat brand. Hy kan vir daai droë bene, net soos in Esegiel 37, kan daai droë bene lewend word. Hy kan. Maar jy moet die keuse maak. Jy moet die keuse maak. Die winter is op pad. Voor die winter kom, maak reg. Jy sien,
Toe Noag in die ark ingegaan het, het God self daar die deur gesluit. Die deur van genade gaan sluit. Dan is dit te laat. As die bassein blaas, is dit te laat. Gaan daar mense in die groot verdrukking tot bekering kom? Ja. Maar, hulle gaan met hulle bloed betaal. Hulle gaan met hulle lewe betaal. Jy het nou die tyd van genade waar die Here vir jou sê, gee in jou genade. As jy nou sterf, voordat ek kom, is jy by my, en as jy nog leef as ek kom, verander jy en jy kom saam met my. Jy gaan daai goeders mis. So either way, ons is nie die ontslapenis voor nie, hulle is ons nie voor nie. Ons gaan op dieselfde tyd vir die liggame ontvang. Maar, ek wil vir jou sê, as die verdrukking aanbreek, is dit verby. As die wegraap in plaasvind, gaan jy met jou eie bloed betaal. Jesus sê, daar in Openbaring 16 vers 15, kyk, ek kom soos 'n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. Jy sien, as jy jou bruidskleed afgehaal het, staan jy naak in hierdie wêreld. Word beklee jou met Jesus Christus. Dis wat hy praat van, beklee jou met Jesus Christus. Die Gees sê vandag vir jou, berei voor. Terwyl jy nog die gunstige tyd van die Here het, kry jou hart en lewe in orde met die Here. Ongeag of al gepreek word of hy die 23 September gaan kom, weet jy wat, ek verwag hom nou. Ek verwag hom vandag. Ek verwag hom nou. Ek verwag hom vanaand, ek verwag hom môre, ek verwag hom die 23ste, ek verwag hom die 24ste, ek verwag hom in Desember, ek verwag hom elke dag. Ons weet nie wanneer die deur van genade gesluit word nie. Ons weet nie wanneer die winter gaan aanbreek nie. Een oggend staan ons op, dan is die winter hier. Bid dat jy vlug nie in die winter moet wees nie. Bid dat die ontvlugting nie in die winter is nie. Jy gaan agterbly. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? Word uit die slaap uit wakker. Kom ons sluit af. Vader, ons sien die koue nader kom. Ons sien die winter is op pad. Baie van ons, Here, het lou geword. Baie van ons hiberneer. Baie van ons het al in die slaap geraak. My gebed vanmôre is, Here, dat ons uit die slaap uit wakker geruk sal word. Here, dat ons sal wakker word uit die slaap, uit die geestelike slaap. Here, as ons bietjie begin verkoud het, Here, dat ons sal warm word weer. Sal wakker word. Heilige Gees, sal U weer U vuur in ons harte en lewens kom aansteek. Sal U ons weer kom lei, sal U ons weer kom leer, sal U ons weer lewend maak, Here. Terwyl ons nog nou die gunstige tyd het. Vandag is die tyd vir lewe. Vandag is die tyd vir regmaak, Here. Ons kom bely ons sonde voor U. Ons vra, Here, maak ons lewend, maak ons wakker. Here, maak ons weer brandend vir U. Ons weet U is op pad, Here Jesus. Wanneer weet ons nie. Maar een ding is verseker, U het gesê U gaan kom en ons glo U. Maar daarom, Here, wil ek ook bid dat ons vlug nie in die winter moet wees, in daai winterseisoen in ons lewe, waar ons aan die slaap gevang word nie. Ek wil bid, Here, dat ons sal wakker word uit daai hibernasie uit. Here, dat ons hart en lewens sal oorteruggee vir U. Vader, wil U tot die harte kom spreek vanmôre en 'n wekroep in harte bring om reg te maak. Om met 'n erns te bekeer, Here. Heilige Gees, sal U vanmôre die naprediker wees van hierdie woord. Sal U hierdie woord vir ons rema maak, lewend maak en laat ons nadink oor hierdie woord, dat ons dit nie vergeet nie, Here. Dat U ons herinner op 'n daaglikse basis. U is op pad.
Laat ons nie aan die slaap gevang word nie, Here, soos laat U nie sal kom vir ons soos 'n dief in die nag nie, maar dat ons U sal verwag as ons hemelse bruidegom wat ons gaan kom haal. Vader, seën hierdie woord vanmôre op ons hart. Heilige Gees, ek laat hierdie woord in U hand oor. Want U is al een wat hierdie woord kan lewend maak. En ek vra, Here, maak dit in ons harte lewend. In Jesus naam. Amen.